Ek weet nie of jy dieselfde ervarings gehad het as kind wat ek gehad het nie. Ek wil nie die aanname maak dat jy dieselfde ervarings as ek gehad het nie, want ek is al te bewus van die feit dat ek 'n baie bevoorregte kinderjare gehad het, iets wat ander kinders dalk nie gehad het nie. Maar hoe dit ook al sê, as kind het ek die voorreg gehad om sywurms te kan hê en te kan aanhou. Sywurms wat deur die wonderlikste fases in hulle lewens gegaan het. 'n Fase wat hulle 'n metamorfose noem. Het jy al die metamorfose ervaar van 'n sywurm, hoe hulle verander van 'n sywurm na 'n mot toe uiteindelik en al die pad weer terugbeweeg na 'n sywurm toe? Dit is 'n groot wonder om te aanskou. En dit is iets waaroor Paulus pertinent praat in Filippense 2, wanneer hy die Christushymne, die Christuslied, die kenosislied, die leegmaaklied met die gemeente in Filippi deel. En dit is 'n ongelooflike lied wat Paulus noem. Hy vertel eintlik hoe Jesus 'n verandering van morfé ondergaan het in Grieks, 'n verandering van vorm ondergaan het, hoe hy eintlik 'n metamorfose ondergaan het. Jesus wat sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou het as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself leeg gemaak, hy het homself gekenoo, hy het kenosis deurgegaan, 'n leegmaking, sodat hy die gestalte van 'n slaaf kon aanneem en aan mense gelyk kon word. En hy het homself nog verder leeg gemaak deur die gestalte van 'n dienaar aan te neem en ander mense te dien. En daarom het die Here hom verhoog, sodat sy naam die grootste naam bo alle ander name is. Dit is die metamorfose waarvan Paulus in Filippense praat met die gemeente in Filippi. En hy sê uiteindelik vir hierdie gemeente dat hy hulle baie lief het en dat hulle alles reg doen wat hulle doen, maar daar is net een ding wat hulle kort kom. Hulle het nog nie hulle eie metamorfose ondergaan nie. Hulle het nog nie na Christus se metamorfose gekyk en dit deel gemaak van hulle eie lewe nie. Elkeen van hulle wil dalk net 'n bietjie te belangrik wees in hulle eie oë. Hulle is nie bereid om hulle self leeg te maak, 'n metamorfose te ondergaan en die gestalte, die vorm van 'n slaaf, 'n dienaar aan te neem nie. Is ek en jy nie dalk dikwels in ons lewens vir onsself net te belangrik nie? Raak ons nie dikwels te vinnig geaffronteer deur ander, omdat ons vir onsself te belangrik is nie. Eien ons vir onsself baie keer nie goed toe, wat ons nie bereid is om vir ander mense toe te eien nie. Dalk is dit nodig dat ons nie net met nuwe oë na Christus moet kyk en sy metamorfose moet sien nie, maar dat ons ook anders na onsself moet kyk, omdat ons volgelinge is van Jesus Christus. Dalk het dit tyd geword vir my en vir jou, om te besef wat dit beteken om 'n metamorfose, 'n verandering van vorm te ondergaan en ook die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Wat moet ons doen? Christus het vir ons gewys wat ons moet doen. Paulus het dit genoem. Ons moet onsself kenoo, ons moet onsself leegmaak van al daardie dinge waar ons dink ons te belangrik is. Ons moet nie van onsself vloerlappe maak nie, natuurlik nie, maar dalk moet ons weer vir 'n oomblik op die grond gaan sit en langs hulle gaan sit wat teen die grond plat geslaan is. 'n Hand op hulle skouers gaan sit en vir hulle gaan sê dat hulle geliefd is, maar meer nog vir hulle wys dat hulle geliefd is. Dat die Hemelse Vader hulle liefhet en dat ons hulle liefhet. Want dan sal hulle uiteindelik dalk ietsie van Christus se metamorfose in ons harte ook raak sien. Mag ons dit vandag en elke ander dag in ons lewens onthou. Hemelvader, baie dankie dat U bereid was om Uself leeg te maak en die gestalte van 'n slaaf aan te neem, deur aan mense gelyk te word. Vader, dankie dat U vir ons gewys het wat dit beteken om 'n slaaf, 'n doelos, 'n dienaar te wees. Vader, help ons en lei ons om dit ook vir ander te gaan wees, omdat U dit eerste vir ons was. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met my gekuier het en mag ek en jy in hierdie dag en die komende week onthou dat ons ook ons eie metamorfose kan ondergaan en mag ons elke dag 'n tree gee op daardie pad om ook dienaars te word van ander, omdat die Here dit vir ons geleer het en gewys het hoe 'n dienaar lyk. Mooi dag vir jou.